Terwyl ons hierdie begeleide gebed vandag begin, wil ek jou nooi om 'n oomblik te neem om te ontspan en gun jouself hierdie tyd om Jesus te aanbid en tot hom te bid. 2 Timoteus 2 vers 13 verklaar: Al is ons ontrou, hy bly getrou, want hy kan nie homself verloon nie. Al is ons ontrou, hy bly getrou, want hy kan nie homself verloon nie. Ek wil vir jou so 30 sekondes gee en ek wil hê jy moet die Here dank vir sy getrouheid. Dink na oor die werklikheid dat sy getrouheid onwankelbaar is en dit bly selfs wanneer ons sukkel om te glo. Selfs wanneer ons nie glo nie, wanneer ons die werklikheid van God se liefde, sy genade, die Here se goedheid bevraagteken, bly hy steeds getrou. Kom ons dank die Here nou vir sy getrouheid in ons lewens. En soos wat ons verder gaan in hierdie gebed, wil ek hê jy moet hierdie verklaring saam met my herhaal. As dit moontlik is, sê dit hardop saam met my. Dankie Here vir u getrouheid. Jesus, dankie vir u krag. Dankie dat u by my is, selfs wanneer ek sukkel om te glo. In hierdie oomblik van oorgawe wonder ek of daar iets spesifieks is, miskien 'n gebied in jou, van jou ongeloof in jou lewe of in jou eie hart of jou verstand op hierdie oomblik wat jy aan Jesus wil oorgee. Miskien glo jy nie regtig dat God goed is soos wat die skrif ons leer nie, of jy glo nie dat jy werklik vergewe is soos wat die woord verklaar nie. Miskien omdat die foute wat jy gemaak het vir jou so groot voel. Hoe kan enige iemand my vergewe? En tog ken ons die waarheid dat Jesus ons vergewe. Is daar enige area in jou lewe nou wat jy hierdie ongeloof kan oorgee aan die Here? Terwyl ons vandag afsluit, wonder ek of daar iemand is in jou lewe wat jy ken, 'n persoon, 'n gesin, iemand wat in dieselfde straat of area as jy bly, wat werklik die getrouheid van die Here nodig het, of nodig het om herinner te word dat God getrou is in hulle omstandighede. Partykeer word ons vertroue in die Here se getrouheid bevraagteken of getoets, of geskit te midde van uitdagende omstandighede. Ken jy so gesin of individu wat oorweldig mag wees met 'n klompie omstandighede op hierdie stadium? Neem nou 'n tyd en bid saam met my en verklaar saam met my: Here, u sal getrou wees in hulle omstandighede. Hemelse Vader, baie dankie vir u getrouheid, selfs wanneer ons sukkel om te glo. Soos wat 2 Timoteus verklaar, bly u getrou, ten spyte van ons geloof wat wankel en ons wat sukkel om te glo. Ons dankie vandag daarvoor, Here. Ons vertrou op u getrouheid, nie ons eie nie. Ons vertrou volkome op u. En ons verklaar dat die goeie werk wat u begin het, u getrou sal wees om dit te voltooi. In Jesus naam. Amen.